Hartlik goeiemôre almal. Welkom hierso. Ons bly om mense weer te sien wat ons rukkie nie gesien het nie. Maar ons weet is winter en siekte hou ons maar almal in die huise. Maar ons gaan nie dat die duiwel ons van ons Here afhou nie. Want ons God is groter. Maar dankie dat julle opoffering maak om hiernatoe te kom en te kom luister wat die Here vir ons wil sê. Kom ons bid. Magtige Hemelse Vader, groot is U bo alles. Groot is U bo ons omstandighede, bo ons bekommernisse, Here. Groot is U, bo enige iets wat in ons pad gaan staan. En vanoggend is weer 'n duidelike voorbeeld hoe die vyand ons probeer teenwerk. Maar ons weet, die een wat in ons woon, is groter as hy wat in die wêreld is. En ons prys U daarvoor, Here. Dat ons nie gaan toelaat dat die dinge van die wêreld ons gaan ontstel nie. Maar dat ons in oorwinning gaan staan. Daardie oorwinning wat U vir ons aan die kruis behaal het. Here, seën hierdie woord vanoggend. En dat die woorde wat ons hier spreek, Here, wees soos 'n woord uit U mond uit. Dat dit nie wees wat ons wil sê nie, maar wat U vir ons wil sê. As ons harte oopmaak vir die woord, Here. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons 'n paar verse in 1 Korintiërs 6, vanaf vers 9. Of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Dit is 'n lang lys goed hierdie wat Paulus vir ons gee. En die eerste paar het alles te doen met die sonde van die vlees. Die eerste wat hy noem, hoereerders. Wat is 'n hoereerder? Dis enige persoon wat uit gewoonte seksueel immorele dade beoefen buite die verbond van die huwelik. Dis daardie persone wat saamwoon asof hulle getroud is, maar nie getroud is nie. Dis ook daai mense wat met ander mense geslagsomgang het terwyl hulle getroud is. Selfs mense wat met prostituie omgaan. En ons sien dit so baie in die tyd wat ons lewe, dat getroude mans
by plekke is waar hulle nie moet wees nie. Hoereerders word ook nie net beperk tot 'n sekere geslag nie. Dit kan enige man of vrou wees wat betrokke is in hierdie seksuele onsedelikheid. Wat seksuele omgang buite die huwelik het. Maar dit sluit ook in pornografie. En dit is ook nie net beperk tot een geslag nie. Dis iets wat al twee geslagte mee sukkel. En dit is iets wat soveel huwelike vernietig. En Jesus is baie duidelik oor hierdie saak. Want baie mense sal nou sê, ja, maar ek kyk maar net. Wat sê Jesus? Hy sê dat deur net te kyk en te begeer, het jy reeds egbreek gepleeg. Matteus 5, vers 27 tot 29. En ek lees dit vir ons. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie. Maar ek sê vir julle, en dit is Jesus wat hier praat, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit. Gooi dit weg van jou af. Want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerk word nie. Maar die Here is baie ernstig oor hierdie saak. Want dit is vir hom soos iemand wat 'n verbond verbreek. God het seksuele intimiteit gemaak vir die huwelik. Nie vir elke saak onder die wêreld nie, onder die son nie, vir die huwelik, binne die huwelik. Die Bybel sê vir ons, God sal hoereerders oordeel. En ons lees dit in Hebreërs 13 vers 4. En hier praat hy met getroude mense. Hy sê, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees. En die bed onbesmet. Met ander woorde, jou bed moet rein wees. Want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. So hierdie seksuele eenheid is bedoel vir die heilige verbond van die huwelik. Enigiets daar buite is nie iets wat God gaan goedkeur nie. Hy hou nie daarvan nie. Want hy sê toch vir ons in Genesis 2 vers 24, 2 vers 24, dat die man sal sy ouers verlaat, en hy en sy vrou sal mekaar aankleef en hulle sal een word. En nou moet ons mooi luister, hy sê, die man en
die vrou, nie man en man nie, nie vrou en vrou nie, nie een man met 20 vrouens, nee, die man en die vrou is 'n huwelik voor God. Die ander is welis. Hoereerders word baie maklik uitgeken aan hulle neiging om buite die huwelik hierdie sondes te pleeg. En dan veraf God hulle ook dikwels hierdie plesier van hulle. Ja, dit word vir hulle byna soos 'n verslawing. En die oorsaak daarvan is pornografie. Want hulle raak verslaaf aan die een en dan aan die ander ene. En dan môre is die hele huwelik 'n gemors. Die oomblik wanneer 'n mens op 'n punt kom in sy lewe waar sy seksuele plesier bo God is, dan is daar 'n probleem. Dan begin jy met afgodery. En ons weet hoe voel God oor afgodery. Want afgodery is niks anders as hoerery teen God nie. Maar ons praat volgende week daaroor. Ons praat volgende week daaroor. Ja. Teen geestelike hoerery. Dis waaroor ons praat volgende week. Maar pas op vir hierdie vangstrik wat die wêreld jou bied. Dit gaan jou hele lewe en jou lewe van jou geliefdes en jou verhouding met God totaal en al vernietig. Paulus skryf vir ons nog steeds in 1 Korintiërs 6 vanaf vers 15. Weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en dit lede van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Weet julle nie dat hy wat 'n hoer aanhang met haar een liggaam is nie? Want die twee, sê hy, sal een vlees wees. Hier verwys Paulus na Genesis 2 vers 24. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Vlug vir die hoerery. Nie loop hand aan hand daarmee nie. Vlug. Wat beteken vlug? Draai om en hardloop, man. Enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam. Die liggaam. Maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is nie? Wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie. Julle is duur gekoop. Verheerlik God
dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Pas op waarmee julle besig is. Wees waaksaam dat die skoonheid van 'n ander vrou jou nie totaal oorweldig en op 'n dwaalspoor lei nie. Dis maklik om in 'n werksomgewing te luister na komplimente van 'n ander persoon af. En ek het al gesien hoe hierdie goed huwelike vernietig. Want die duiwel is lustig. Hy loop rond en hy kyk wie hy kan vernietig. En hy weet dalk jou huwelik is so bietjie wankelrig. Nou is die vrou mooi aangetrek vandag en sy kom daar by die werk en een van die man sê vir haar, "Jop, maar jy lyk mooi vandag." En môre sê hy vir haar dieselfde. En so oor 'n paar weke dan geniet sy hierdie aandag want haar man sê dit nie meer vir haar nie. En oor 'n maand is sy in 'n verhouding met 'n ander man. Dit gebeur. Die Bybel sê vir ons, wees ook baie versigtig waar jy heen gaan en met wie jy omgaan. Want baie maklik kan jy vasgevang word in die kloue van 'n buiteegtelike verhouding. En ek dink nou maar net aan die mans wat so by hierdie ontree dans plekke heen gaan en gaan sit en begeer daai vrouens wat hulle self ontbloot. En dan gaan hy terug na sy eie vrou toe vanaand. Is dit reg? Die wyse Salomo skryf vir ons Spreuke 6, vers 25 en 26. Begeer haar skoonheid nie in jou hart nie. En laat sy jou nie vang met haar ooglede nie. Hulle flikker mos die oogies so, né? Pas op! Want vir 'n hoer verval 'n mens tot 'n stuk brood. En 'n ander vrou mag jag op 'n kosbare lewe. Kyk hoe gevaarlik is dit daar buite. Dis nie 'n speelplek nie. Onthou, ons elkeen is soos 'n oop boek vir die Here. Hy weet presies wat in jou binneste aangaan. Jy dink jy steek dinge weg vir jou huweliksmaat. Jy dink jy steek iets weg vir die ander mense. God weet reeds waarmee jy besig is. Kan niks vir hom wegsteek nie. Ons weet ook die woord van God is soos 'n tweesnydende swaard. En alles staan ontbloot voor hom. Engelse Bybel sê, naked, naak. Dis soos iemand wat naak voor 'n spieël staan. Jy kan niks vir God wegsteek nie. Al daai verborgde sondes hier in jou hart. Daai donker kamertjies van jou hart waar jy hierdie goed so wegsteek. Jesus weet reeds daarvan. En hy waarsku ons, raak ontslaaf van daai goed. Raak ontslaaf. Daarvoor het hy aan 'n kruis gesterf.
vir ons. Gaan hang daar in die kruis op. Moet dit nie hou in jou donker kamertjies nie. Dan sien ons ook baie Christene is so lief vir ander goed in die lewe ook. Maar ons sal volgende week daaroor praat. Want dit is deel van geestelike hoerery. Al wat ek wil sê is, wees waaksaam waarna jy kyk, waarna jy luister en waarheen jy gaan. Want alles is wat dit voorgee om te wees. Wanneer laas het ouers gaan kyk, en selfs oupas en oumas, na die goed wat die kinders kyk op televisie. En die goed wat hierdie kleintjies geleer word om te sing in die kleuterskole en die skole. Jy gaan verstom staan. Ons maak deure oop vir demone om in ons lewens in te kom en ons gesinne te vernietig. Het jy gaan kyk na hierdie tekenprente wat die kinders so kyk? Kyk hoeveel woede en al die wraak en goed wat daai mense uitoefen. En is kinderprentjies. Dis geweld en is bloed en vir kinders. Ons kon nie sulke goed kyk toe ons kinders was nie. Dis weghou van ons af. Maar deesdae word ons kinders toegelaat om daarna te kyk. En dit is waarom ons sukkel met 'n hele geslag wat in woede en onmenslikheid vasgevang is. Want dis wat hulle sien op die televisie. Dis wat hulle sien om hulle. En dis wat hulle sien in baie huishoudings. Huishoudings. Al daai geweld. Al daai oneerlikheid. Hulle dink dit is reg. Dit is waarom ons nie kan deurbreek na hierdie geslag toe. Hulle het hierdie boosheid waarna hulle elke dag kyk en luister. En dit raak meer as ons woorde. Want dit verdoof ons woorde uit. Maar God waarsku hierdie geslag. Maar wanneer ons praat, dan hoor ons, moet my nie oordeel nie. Dan vra ons, wat doen ons verkeerd? Want hulle is al so deur mekaar, dat hulle nie meer weet wat is reg en verkeerd nie. So my mens dink, God bestaan nie. En daarom dink hulle kan doen wat hulle wil. God sê vir ons, deur die profeet Jesaja, in Jesaja 5, vers 20 tot 23. Wee hulle, wat sleg goed noem, en goed sleg, wat die duisternis lig maak, en die lig duisternis, wat bitter soet maak, en soet bitter. Wee hulle, wat in sy eie oë wys,
en na eie oordeel verstandig is? Verstandig. Wie hulle wat helde is om wyn te drink en wakker manne om sterk drank te meng, wat vir 'n omkoopgeskenk die skuldige regverdig verklaar en die reg van die regverdige hom ontneem. Die Here is baie uitgesproke hier oor hierdie dinge. Pas op wat ons goed praat. As dit nie reg is voor die oë van God nie, dan staan jy in die verkeerde kant van die draad. Dit grens aan afgoderry. En God is baie duidelik oor afgoderry. Ons kan maar die Ou Testament gaan lees op verskeie plekke waar God afgoderry vergelyk met wat? Met hoerery. Jeremia, Esegiel, Hosea. Ons kan maar daai boeke gaan lees en sien hoeveel keer word die volk Israel vergelyk met iemand wat hoereer teen God. Ons is ook nie 'n geheim wat God aan hulle gedoen het nie. Hulle was aanhoudend gewaarsku. Hulle is aanhoudend gevra, bekeer julle. Maar hulle het nie. En wat het met hulle gebeur? Hulle is oorgegee aan hulle vyande. Israel is hoeveel keer verwoes. Hoe dink ons moet God voel wanneer ons daagliks so besig is met ons afgode? Hoeveel tyd spandeer ons aan ons afgode? En hoeveel tyd spandeer ons nog aan God? Wanneer jy waarlik 'n wedergebore Christen is, moet daar 'n hele verandering in jou verstand en jou denke plaasvind. Daai nou wat Paulus vir ons skryf in Romeine 12 vers 2, waar hy sê, word verander in julle gemoed. Met ander woorde, in jou denke en jou verstand. Jy kan nie aanhou dink soos voorheen nie. Jou lewe moet drasties verander. 'n ander mooi woord daarvan is radikaal. Met ander woorde, dit moet soos dag en nag verskil. Jy moet afstand doen van al jou vleeslike begeertes en jou afgode. En elkeen van ons het afgode. Ons almal staan skuldig voor God. Elkeen het iets waaraan jy meer tyd spandeer as aan God. En seker die grootste ewel is daai ding waar ek in die muur vas is. 'n Televisie. Want omdat jy daar teen die muur vas is, hou jy jou vas op 'n bank. En die ander ene is die wat oral saam met ons loop. Jou selfoon. Wanneer laas het jy by die huis gery en agtergekom, ek het my Bybel by die huis vergeet en omgedraai, huis toe gery en jou Bybel gaan haal? Maar vergeet hom maar net daai selfoon by die huis, hoor. Jy sal selfs die grootste storm trotseer
net om daai ding by die huis te gaan haal. Hoe dink ons voel God oor daai ene? Hoe wil jy sê jy's 'n kind van God, as jy bitter min intiem tyd spandeer met hom? Hoe wil jy in elk geval in 'n intieme verhouding met God staan, as jy heeltyd verskonings uitdink, waarom jy te besig is? Ag Here, ek het net nie tyd nie. Maar die Here moet vir jou tyd hê as jy bid. Here, dit moet nou gebeur. En wanneer dit gebeur, dan word God daar in die bidkassie se laai gegooi. Totdat jy weer 'n probleem het, want jy is mos te besig. Dit is nie maar niks anders as geestelike boerery nie. Gaan jy jou huweliksmaat so behandel? Gaan jou huweliksmaat daarmee tevrede wees? As julle nie meer aandag gee aan mekaar nie. Maar God moet daarmee tevrede wees. Waar lê ons prioriteite? Jakobus is baie duidelik oor egbrekers en al hierdie klas dinge. Hy sê dat vriendskap met die wêreld vyandskap is tussen jou en God. So wat is al hierdie vleeslike en wêreldse begeertes van ons anders as vriendskap met die wêreld? Maar daar's goeie nuus. Elkeen wat in hierdie vangnet van plesier en vleeslikheid vasgevang is, dit is alles nie verlore nie. God bied vir elkeen van ons 'n uitkomkans. Daai kans se naam is Jesus Christus. Deur sy is daar vir ons 'n kans om reg te maak. Is daar vir ons 'n kans om bekeer te word. Paulus skryf vir ons in 2 Korintiërs 13 vers 11. Verder broeders, wees bly. Word volmaak. Laat julle vermaan. Moenie kwaad word wanneer iemand vir jou sê nee, dis verkeerd nie. Word vermaan. Wees eensgesind. Hou vrede. En die God van liefde en vrede sal met julle wees. Jy het nie nodig om in hierdie doolhof, jy sien hoe lyk 'n doolhof, is hierdie plek met die baie gangetjies en jy weet nie waar is jy nie. Jy het nie nodig om daarin vasgevang te bly nie. Jesus het reeds die prys betaal. En hy roep ons na hom toe. Hy bied vir ons 'n kans om weer in 'n verhouding met hom te staan.
Wanneer 'n broer of 'n suster in een of ander sonde verval en vasgevang word, dan moet ons hulle vermaan in liefde. Ja, ek loop nou met klap om teen die oor nie. Nee, ons doen nie daai ding so nie. Partykeer is dit nodig, maar ons gaan dit eerder nie doen. Maar die Bybel sê ook, wanneer jy iemand gaan vermaan, wees versigtig. Waarom? Sodat jy nie self in daai sonde verval nie. En ek lees vir ons in Galasiërs 6 vers 1. Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp. Met die gees van sagmoedigheid, met ander woorde met liefde. Terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook versoek word nie. Want onthou, die duiwel loop rond, soos 'n brullende leeu. Hy kyk wie hy kan verslind en vernietig. Pas op vir hom. Hy is nie jou maatjie nie. Bekeer jou van jou sondige weë. Vra die Here vir vergifnis. Kom in berou na hom toe. En vra hom om jou te help, sodat jou weë kan verander. Maar moenie uitstel nie. Doen dit vandag nog. Want môre is dalk net een dag te laat. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie woord vanoggend, Here. Dankie dat U vir ons 'n uitweg kom gee het uit al hierdie vleeslike verleiding wat om ons is. Here, dat ons in U gees wandel en vas staan teen al hierdie versoekings, Here. Here, help ons om ons harte deursoek en te sien waar is daar nog dinge wat ons bo U stel. En help ons, Here, om dit reg te stel. Here, baie dankie vir U seun wat vir ons aan 'n kruis gesterf het. Here, dankie dat ons iemand het wat vir ons lief is en wat vir ons alles opgeoffer het, sodat ons kan leef. Here, gaan saam met ons deur die res van hierdie dag. En ook deur die week, Here. Hou ons veilig. Here, help ons om versoekings te weerstaan, Here. Jakobus sê dit so mooi, hy sê, nader tot God. En weerstaan die duiwel. En hy sal van julle wegvlug. Dankie dat ons dit weet, Here. Dat terwyl ons onder U vlerk is, die duiwel sal wegvlug. Maar ons moet ook van ons kant af hierdie dinge weerstaan. Dankie vir U genade, onbeskryflik groot. Dankie vir U liefde, onbeskryflik groot. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.